Graad 12's, welkom in die les oor Poppy die drama. Ons begin in hierdie les met bedryf 2 en ons gaan toneel 1 bespreek. Toneel 1 is baie kort en ek wil dadelik sommer daarmee wegval. Ek wil net gou-gou vir julle 'n kaart wys van hoe die land verdeel was. Ons praat nou van 1960 ongeveer in daai tyd. So ons het net 4 provinsies gehad in die vorige bedeling. En hier sal julle sien is die Ciskei en hier is die Transkei. Nou, dit was in daardie tyd van die homelands wat ontwikkel is deur die regering van daai tyd en die idee was dat die swart mense volgens hulle taal en hulle stam daar moes bly. So hier was 'n rivier en dit was diskant die rivier en ander kant die rivier. Nou hier sien julle die stad Oos-London en een van die townships of die lokasies in Oos-London was Mdantsane. Net belangrik dat julle dit in perspektief sien. Nou onthou, Poppy is in die Kaap, so sy moet nou weer reis. Sy moet nou onthou, die oorspronklike titel was die swerfjare van Poppy Nongena. Swerf means to roam, of ons kan sê travel. Travel is te grand. It was really a roaming for her because it wasn't a pleasant experience. Goed, ons het nou al in bedryf 1 gesien dat die amptenare, meneer Schoeman in spesifiek, het al 'n paar keer vir Poppy gesê, sy moet na haar skoonmense gaan. En haar skoonmense, haar in-laws, bly in die Ciskei. Nou, hulle bly in 'n trust dorpie. Met ander woorde, dis 'n klein dorpie wat ontwikkel is through a trust. And they all had these small little huts. And Poppy's only thought was, how can she move in with her parents-in-law with 5 children? Sy het haar laaste extension voor gaan aansoek doen, en toe die man sien sy is swanger met haar laaste kind, het hy besef dat 2 weke nie genoeg gaan wees nie. En hy verander dit toe na 2 maande. Nou teen hierdie tyd was die baba nog nie gebore nie. Goed, nadat die baba gebore is en 3 maande oud is, toe gaan Poppy nou na Native Affairs toe in Observatory in die Kaap. Daardie spesifieke dag was dit baie reënerig, koud en nat. Daar was lang toue mense. Sy was, ek wil amper sê, ek dink sy het 'n bietjie van 'n paniekaanval gekry. Sy het gevoel asof sy wil naar word. Ek wil vir julle lees wat sy hier skryf. Ek is nou net mooi moeg. Ek kan dit nie meer staan nie. Ek voel ek kan dit nie meer hou nie. Ek kan nie praat nie. Sy sien die groot rooi gebou en die toue mense wat wag. Nou met die reën begin hulle indruk om onder die dak te kom. Toe wil sy naar word. Sy kan nie haar voete oplig om vorentoe te loop nie. Sy kan haar nie dwing om na die rooi gebou, na die gange te gaan waar die mense staan en wag nie. Nou hoor sy die stem van meneer Coetzee in haar kop. Dis nie ons wat jou wegstuur nie, dis die wet. Waarvoor het ons 'n wet as ons dit nie kan uitvoer nie? En op die ou end is daar 'n vrou
wat haar raak sien. En sy wil graag vir Poppy help. Sy sê, wat makeer Ousie, kan ek jou help? Nou Ousie was op daai stadium 'n woord wat gebruik is om met swart vrouens te praat. En dan as sy sien deur wat 'n verskriklike emosionele, dit het gelyk vir haar asof Poppy dronk was. Ek wil net vir julle lees wat skryf die teks. Poppy hou met albei hande aan die lamppaal vas. Daar gaan krampagtige trekkings deur haar lyf. It's as if she had a fit. Wanneer haar hele liggaam saamkramp, buig sy laag vooroor. Sy antwoord nie. Probeer haar gesig verberg. Kan ek jou help? En dan trek die vrou haar skouers op en sy loop weg en sy sê, sy seker maar dronk. Meneer Stevens is een van die pasbeamptes en hy help haar toe besluit na watter stad moet sy gaan of na watter dorp moet sy gaan. Hulle het uit Den Haag probeer of oorweeg, hulle het King Williamstown oorweeg, maar op die ou end besluit hy of sê hy vir Humdansane is in die Ciskei, is naby Oos-London. En omdat sy 'n stadsvrou was, iemand wat in die stad geleef het hy gedink, dis darm 'n groterige stad. So miskien sal sy gouer daar tuis wees, as by 'n klein plattelandse dorpie, 'n rural town. En die groot ding was, hy beloof vir haar, hulle gaan vir haar 'n huis gee. En hy beloof vir haar kinders kan skool toe gaan. En dan is dit so aangrypend hoe hierdie toneel eindig. Meneer Stevens, daar sal 'n skool wees vir jou kinders. Is dit goed, Rachel? Hy noem haar Rachel. Poppy sê, dis goed, meneer Stevens. Dan sit ons jou naam op 'n huis in Humdansane. En dan sê Poppy hierdie ongelooflike aangrypende woorde. Sy sê, wat kan ek doen? Ek kan nie die wet met my hande breek nie. Daai gevoel van absolute wanhoopigheid. What can I do? I can't break the law. Dankie. Ons sien mekaar weer as ons toneel 2 bespreek.